Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Beskuit sake, brood van die lewe vir elke gees, siel en liggaam. Vandag se recording gaan ek maar noem, gaan dan heen. Ons sit met 'n groot probleem in ons tyd, wat 2000 jaar omtrent gevat het om op te bou, en nou op hierdie stadium moet die lug gesuiwer word, weens so baie misverstande, en so baie onaktiewe Christene. En ek wil net 'n bietjie daaroor praat, vir die wat dit die moeite werd is om te luister maar, as jy van nou nie delete maar. Ek vra nie goedkeuring nie, ek vertel dit maar net soos dit is, en soos ons dit ervaar. Ons almal weet aan die einde van Matteus 28, dink 28:9-10, waar die Here soos in Engels sê, the Great Commission, die groot opdrag, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek lees dit maar uit my kop uit, so hy mag dalk 'n woordjie of twee verskil, ou nuwe vertaling ook dalk verskille. Kom ons kyk 'n bietjie wat die Here bedoel het daar. Hy sê gaan en maak disippels. Hy het nie gesê gaan en bou groot geboue en kry congregations by mekaar nie. Ons weet wel, hy praat in die Bybel van gemeentes wat by so of so persoon aan huis was. Nou, hoeveel mense pas in 'n huis? Ek weet nie of julle bewus is hoe kleinerig was die huise in die ou tyd nie. Hulle het nie hierdie mansions gehad wat ons het nie. Hulle kon maksimum waarskynlik 10. Ek twyfel of hulle ooit 15 na 20 mense by mekaar in 'n huis kon wees, want die spasie was maar beperk geweest. En nou, hoe sal Jesus Christus so commission gee en nie weet waarvan hy praat nie, en nie weet of het haalbaar gaan wees nie? Hy weet mos alles. En hy het dit gesê na sy opstanding, toe is daar geen beperking op Jesus Christus meer nie. Want hy het gesê, ek gee aan julle die bediening van die versoening, en toe los hy dan alles aan ons oor om ook uiteindelik die groter werke te doen. Soveel vertroue het God in sy plan. Jesus self, kom ons kyk na sy voorbeeld. Jesus kon niks meer as 12 intensiewe, aktiewe disippels hanteer nie. Kom ons noem hulle binnekring disippels. Jesus kon nie meer as 12 hanteer nie. Daarom het hy 12 in sy binnekring gehad. En as ons bietjie kyk na Jesus se beleid, hoe dit werk, en hoekom hy dan nou 12, dan gaan ons beter kan verstaan, hoekom hy vir ons die Great Commission gegee het om heen te gaan. Ons weet, daar was uiteindelik, ons praat uit geskiedenis uit, hier by 500 disippels. Op 'n stadium het hy, een plek sê, het hy 70 uitgestuur, ander plek sê, het hy 12 uitgestuur, ander plek, praat hy van 120 wat by die hemelvaart was. Daar was heel wat disippels, maar disippels met wie hy intens besig was, met wie hy sy volle aandag gedeel het, was nie meer as 12 nie. En ons almal weet wie die 12 disippels was. Judas het hom uiteindelik verraai en daar is iemand in sy plek aangestel. En hy het nooit vir een van hulle gesê, gaan kry groot geboue en bou nou die goed, en noem het 'n gemeente, sit vir julle preekstoel iewers op, kry klomp stoele, maak seker dit lekker matte en sagte seats in, en nou kry hierdie mense by mekaar, en nou hou julle kerk. Jy gaan dit nêrens lees, ek is jammer, gaan soek dit maar in die Nuwe Testament. Jy gaan dit nie kry nie. Hy het gesê, gaan dan heen, en as jy sien die sending wat hy opgestuur het, was nogal 'n rowwe roete, hoewel die sending 'n unieke geleentheid was dit 'n unieke roete wat die Here gesê het. Hy het ook gesê, hulle gaan so skape onder wolwe in, julle gaan gereken word as slagskape. Maar die Here het baie seriously, baie ernstig bedoel, one-on-one, soos wat die oudtydse profete, en soos wat die oudtydse fariseërs selfs, het 'n paar disippeltjies gehad, of leerlinge, noem het appies as jy wil, wat direk agter hulle geloop het, en hulle gevolg het, en so het hulle geleer. Die profete het dit natuurlik baie goed gedoen in die oudtyd ook. Hulle het nie massas kerke gebou, en hier word 1000 ouens nou profeties toegeëien en beslaan as, nou is julle profete nie. Elke een het 'n unieke roeping by God gekry, en daarvolgens is hulle opgelei, en elkeen moes by die Here 'n intense persoonlike ondersoek en studie, met God 'n persoonlike verhouding kry, en so het hulle disipel geword, en so het die Here hulle geleer, en Heilige Gees se gawes en werkinge het hulle dan gevul. En dan het hulle sommer elke een wat nodig is, het 'n persoon gedoop en klaar gekry. Sê ook vir my waar die Here gesê, dis 'n vereiste, dat jy een of ander sertifikaat by die government moet kry, by een of ander konstitusie of denominasie, wat jou dan nou kwalifiseer om 'n titel te hê, om 'n pastoor of 'n profeet, of 'n oudste, of 'n priester, of 'n vader, 'n padre,
leraar, noem het wat jy wil, daar is nie skrif vir dit nie, die Here sê, moenie dat hulle leermeesters noem nie, die wat die meester wees, moet die dienaar wees, hy sê die wêreldse mense heers oor mekaar, so moet dit nie onder julle wees nie, die wat die meester wees, moet die dienaar wees, bedien met woord, gaan mekaar voor in eerbetoning, jy mag jouself nie verhef bo ander nie, Jesus het dan die disippels se voete gewas as 'n voorbeeld van hoe dit werk. Ons groot probleem in ons tyd is hierdie godsdienstkierie waarmee almal loop. Almal maak staat, of die meeste mense maak staat op 'n kerkbeleid, om dan uiteindelik 'n godsdienstmetode te hê, man ek wil amper sê godsdiensttriek te hê, wat jou in jou gewete sis, dat jy nou maar net weet, ek gaan Sondag kerk toe, ek het dan my stilte tydjie in die oggend, dan lees ek gou 'n versietjie, die Here is my, dan ek my ontbreek nie, en dan sê ek, liewe Jesus gebedjie, dankie liewe Jesus vir hierdie dag wat U vir ons gee, pas my pa en ma op, en pas my kinders op, en wou ons veilig, amen. Daar gaan jy, nou dink jy het 'n verhouding met God, dit is glad nie, hoegenaamd wat die woord van praat nie. As die woord praat van 'n apostel en 'n profeet en 'n priester, noem dit wat jy wil, wat vol van die Heilige Gees is, sy kenmerke is wonders en tekens. Ek bedoel nou nie wat die zimzalabim triks doen en towerstaffies rondswaai en ooral gaan blinde oë oop nie. Dit is natuurlik onvermydelik nie. Maar wat hy gepraat het, wonders en tekens gaan oor veranderinge in mense se lewens. Daar's 'n verskil tussen sukses en doelgerigtheid, of kom ons sê effek. Sukses en effek verskil. Die Engels werk vir my baie mooier. Success versus significance. Wat 'n verskil maak jy op aarde? Wat 'n verskil maak jou werk en jou geld en al jou belangstelling, jou hobbies en goed wat jou volle tyd geniet, jou TV kyk en jou boeke lees en alles? Wat 'n verskil maak dit op die aarde? Wat 'n verskil maak dit in God se koninkryk? Weet jy wat vir my baie sad is? Iemand het 'n tyd terug vir my gesê, die Christene het in die tradisie verval om hulle intense, intieme verhouding met Jesus te outsource na die pastore en die dominees en die leraars toe, na die kerke toe. Dis hoekom die arme pastore en dominees so moeg is, want 100 keer 'n dag, partymal 10 keer minder, dan word daar gebel en sê, ag dominee of af pastoor, ag leraar, ag oudste, ag disipel of priester of profeet, asseblief bid vir my, ons het hierdie probleem, my man sit sonder werk, my kind is siek, en jy het geen krag en mag om self iets aan te doen nie, want jy het dit ge-outsource, moet dan nie moan. Nou wonder jy hoekom die pastoor en die dominee en almal geseënd raak, omdat hulle absoluut met die Here 'n verhouding het. As hulle dan bid namens jou en God bless hulle, moenie vir hulle kwaad wees nie, want waar is jou geloof? Waar is jou krag? Waar is jou verhouding met die Here? Wanneer gaan jy opstaan en 'n verskil maak? Jy's by jou naam geroep. Gaan lees 1 Korintiërs 1 vanaf vers 26 aan. Dan gaan jy sien elke mens het 'n roeping, elke mens is uitverkies. God is verskriklik baie duidelik daaroor. Hy het geen geheime. En ek jaag nou om hierdie in een recording in te kry in 10 minute in. Wat ons werk is op aarde is om daar's 'n Engelse woord wat sê equipping the saints. As jy groei en sterk word in die gees, dan moet jy ander leer om soos jy te word, en hulle die ouens wat hulle dan disipel te leer en te doop. Dit is hoe dit moes gewerk het, soos in die samelewing, waar jy kinders maak, hulle leer hulle opvoed, en so kry hulle kinders en leer en opvoed, so gaan dit aan. Die mense het deesdae hulle godsdienst begin aanbid. Jy dien jou godsdienst, en dis nie reg nie. You are worshiping the worship. Die systeem en die metode het belangriker geword. Julle ken die gesegde, ek is so besig met die dinge van die Here, dat ek die Here van die dinge vergeet het. En dit is die waarheid, dit het gebeur, ons moet einde kry daarmee. Daar's 2 evangelies, en ons hak vas by die eerste ene. Die evangelie van redding, die evangelie van verlossing. Dit het verbygegaan. Dit was wat Johannes die Doper verkondig het. Ons in die Nuwe Testament verkondig die evangelie van die koninkryk. Die woord sê as die evangelie van die koninkryk aan alle nasies verkondig word, dan eers sal die einde kom. Met ander woorde, dis die groter werke. Dit is waar die kinders van die Here moet begin regeer, geestelik volwasse word, om te kan reproduce, om te kan geestelik voorplant en disipels maak. Maar almal sit as kerklike babas, kerklike kinders. Hulle kan nie in oorlog aangewend word nie, want jy kan nie vir 'n 5-jarige 'n geweer gee sonder opleiding en sê daar gaan jy nie oorlog in nie. Die kerk het begin babies maak, en dit het aanvaarbaar geword deur die eeue, vir 2000 jaar nou, dat die arme dominee en pastoor moet dummies insit van die oggend tot die aand, en allerhande persoonlike fetes moet hy nou uitsorteer, anders is hy nou nie 'n goeie dominee of 'n goeie pastoor nie. Dit is nie waarvoor God 'n dominee en 'n pastoor geroep het nie. God het hom geroep om disipels te maak, en hulle te doop, en hulle te leer, dat hulle gaan disipels maak dan.
Dis hoekom die dinge so uit mekaar uitval en disintegreer. God het 'n orde, en as jy nie by sy orde hou nie, val alles uit mekaar uit. As jy dink dat die kerksysteem en hoe dit lyk nou en dink dis God se beste, sorry vir jou, dan maak jy baie groot fout. God het baie meer. Hy sê ver bo wat jy kan bid of dink, wat God beplan het vir die wat hom liefhet, wat aan sy voorneme geroep is. Ons moet daarvolgens gaan. Soek die Here met jou hele hart. Hou op om net godsdienst te pleeg en sommer maar net kerk te hou. Ek weet nie waar kom ons aan die nie. Hoeveel disippels het jy? Moenie dink, Here het nie gesê bou 'n kerk en kry 1000 disippels en jy kan nie hulle almal skool nie. Jy kan nie 1000 kinders gelyk klas gee nie. Kyk op skole hoe sukkel hulle as daar 40 in 'n klas is. Nou wil ons 200, 500 na 1000 in 'n kerk hê. Jy moet one-on-one, elke individu moet begin leer en groei en self disippels begin maak. En dan moet elke een onderlinge wensie by sy huis kry 'n paar mense met mekaar en doen intens Bybelstudie en begin leer om die Here te dien in gees en in waarheid en vir hom te werk. Mense kom nie tot 'n volle potensiaal met die stelsel wat ons tot nou toe gehad het nie, want dis nie God se orde nie, dis nie God se plan nie, dis nie God se syllabus nie. Ek vra jou, meld aan vir dienskind van die Here, soek die Here met jou hele hart, delf self in die woord, los jou TV bietjie man, ek sê nie TV is sonde nie, los jou belangstelling en staan 'n ure dag af aan die Here en leer die woord, delf die woord, soek die woord, dien die Here in gees en in waarheid en dan gaan jy sien hoe loop dit oor uit jou uit en hoe begin mense by jou vra en hoe raak jy effektief vir die Here later. En as jy vir iemand bid en hy bekeer hom, dan doop jy hom in jou bad as dit moet, in jou swembad, wys hom na kerk toe as jy wil, maar in hemelsnaam begin die Here dien, soos God die orde gegee het, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, leer hulle, doop hulle, leer hom alles te onthou wat ek julle beveel het. Ek vra jou kind van die Here, soek die Here, vind hom en leef hom ten volle uit. Sy potensiaal is daar vir jou, mag die Here jou ryklik seën in Jesus naam. Henny van Staden is die man agter Jesaja 35 bedieninge in Heidelberg, Gauteng. Dit is 'n interkerklike en gratis voltydse bediening. Jy is welkom om vir Henny te kontak op nommer 072 577 4299. Jy luister nou na Radio Nuwelie, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.